Hartlike goeie dag van my Ansie Smit. En Yvonne Besuidenhout. Weer eens by 'n program. Ons gesels vandag 'n bietjie oor die liefde. Wonderlike geleentheid om te praat oor God se liefde. Ek dink ons sal nie vandag genoeg tyd hê of genoeg dae hê om werklik te praat oor God se liefde nie. As ons bietjie kyk, ons kyk vandag 'n bietjie na Johannes 3:16, 53 vertaling. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het nie, in die naam van die eniggebore seun van God. Want dit wonderlike belofte wat ons hier sien, dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gestuur het, vir elkeen van ons. Kom ons kyk ook dan 'n bietjie na die boodskap. God het bewys hoe lief hy die wêreld het. Hy het sy unieke seun na die wêreld toe gestuur, sodat elkeen wat in hierdie seun glo, nie verlore sal gaan nie, maar vir altyd sal met God kan lewe. Nog 'n wonderlike belofte. As ons vashou in hierdie liefde van God erken, sal ons vir ewig saam met hom lewe. Ja, wie van ons ken 'n beter liefde as dit? Sal u lewe aflê vir 'n vriend? Sal ek my lewe aflê vir iemand anderste? Ja, daar is gevalle van mense wat hulle lewe afgelê het, maar ek kan nie duidelik sê, dis baie in die minderheid. Vandag kyk ons so 'n bietjie na vleeslike liefde en goddelike liefde. Ons noem dit eros of die agape liefde. Dis twee van die Griekse konsepte van liefde. Eros is 'n passievolle, romantiese en fisiese liefde, terwyl agape onvoorwaardelike, selflose en goddelike liefde is wat ander se belange eerste stel. Kom ons kyk 'n bietjie, waar pas ons in? Stel ek iemand anders te eerste of is die eie ek? Kom dit in 'n pad? Kom ons kyk 'n bietjie na die twee verskillende kenmerke van eros en agape liefde. Die definisie van die eros liefde is romantiese, passievolle en seksuele liefde, terwyl agape liefde onvoorwaardelike, opofferende en selflose liefde. Dan kyk ons, waar kom die oorsprong vandaan? Eros kom van die Griekse woord vir begeerte of hartstog. Dit is baie keer dat ons deur begeertes en hartstog so maklik sondig, nee. So in agape se oorsprong kom van die Nuwe Testamentiese Grieks, wat God se liefde vir die mensdom beskryf, daardie onselfsugtige liefde. Kom ons kyk bietjie die fokus van eros liefde. Waar fokus eros liefde? Dit fokus op persoonlike aantrekking en die begeerte met 'n ander persoon te verenig. So ons sien dat hierdie is vleeslike liefde. Dit een trek die ander ene aan. En die agape se fokus is die welstand van ander, ongeag of hulle dit verdien. Net soos ek en u verdien het om dood te gaan en die veroordeel te word, het Jesus sy liefde vir ons gegee. God het sy seun vir ons gegee, sodat ons daardie verdiende sonde straf kan vryspring. Die motivering agter eros liefde word gedryf deur die eienskappe, skoonheid of aantreklikheid van die ander persoon. Dit is wat ons aantrek na mekaar toe. Met ander woorde, dit wat ons sien met ons oog, weer die vlees, nee. Waar agape gedryf word deur die karakter, die genade en 'n vaste wil om goed te doen. Nou kom ons sê 'n bietjie vir mekaar, waar meet ons liefde? As ek weet wat is my karaktereienskappe, wat ek het, dit wat ek dinge toepas, is dit eros of is dit agape? Ja, kom ons kyk 'n bietjie nog na groot verskille tussen God se liefde en menslike liefde. God se liefde is volmaak, dis onvoorwaardelik en onverdiend. As ek en jy 'n bietjie terugdink in ons lewe, ons verdien nie hierdie liefde nie. Ons was sondaars en ons doen nog elke dag sonde, maar God se liefde is onverdiend.
Terwyl menslike liefde is dikwels beperk. Dis voorwaardelik, dis selfgesentreerd. Ek het vir jou lief omdat jy vir my iets kan doen of dat jy iets kan beteken. Menslike liefde is 'n gevoel, 'n emosie wat verander op grond van die omstandighede rondom jou. As jy goed voel, as jy blomme kry of as iemand vir jou iets doen, dan voel jy 'n emosie van liefde. Terwyl God se liefde is 'n vaste wilsbesluit wat nooit kan verander nie. Ons sal dit ook nooit verstaan nie en God se liefde staan vir ewig vas. Kom ons kyk 'n bietjie ook nog na kernverskille tussen God se liefde en menslike liefde. God se liefde is onvoorwaardelik. Maak nie saak wat ek en jy doen nie. God se liefde staan vir ewig vas. As ons 'n bietjie kyk na ons eie kinders, baie keer voel jy, hulle was stout, hulle was ongehoorsaam, baie keer voel jy baie keer jy wil die nekkie omdraai, voorwaardelike menslike liefde, maar jou liefde vir hulle verander nie, jy bly vir jou kind lief, al is hy stout, al is hy ongehoorsaam, al breek hy baie keer jou hart. God se liefde des te meer. God se liefde, hierdie agape liefde is onvoorwaardelik en dit verander nooit. Ongeag ons prestasies, ons foute, ons sonde. Dit gaan ook nie oor wat ons kan doen of wat ons kan gee nie. God is liefde, sy hele karakter is liefde en so moet ons dan ook leer dat ons karakter, ons moet ook optree uit 'n karakter van liefde. Nie 'n motief van ek het lief omdat jy vir my iets kan doen of iets kan beteken of iets kan gee nie. Ons moet ook leer om hierdie onvoorwaardelike selflose liefde vir ander mense te kan hê en ook vir onsself. As ons 'n bietjie kyk na God se onverdiende genade. Ek en jy kan niks meer doen of niks minder doen om God se liefde te ervaar nie. Dis nie 'n wederkerige aksie. God is vir ons lief want ons is goed, ons is sonder sonde, ons bring offers nie. God is vir ons lief soos die seentjie gesê, God is vir my lief, finies en klaar. So ek en jy kan regtig niks meer doen nie. Baie keer gaan mense uit hulle doen werke en dan probeer hulle verdien God se liefde. As kyk na die ander gelowe, baie keer bring hulle offers aan hierdie God of gode om liefde te kry. Maar as ons dink aan ons God se groot, onverdiende, onvoorwaardige liefde, kan ons maar net elke dag op ons knieë gaan en sê dankie Vader vir hierdie volmaakte liefde. As ons ook kyk na die menslike liefde is gebrekkig, baie keer is ons vol vrees, ons het sondige natuur, dis dit perke, dit word beïnvloed deur omstandighede, baie keer deur jou eie emosies, maar as ons kyk na God se liefde is volmaak, sluit enige jaloesie, selfsug of vrees uit. God se liefde is ook vir ewig. Wat 'n wonderlike belofte dat ons weet God is vir ewig vir ons lief. Niks wat ons doen gaan dit verander nie. Dit verander nooit. Totdat hy ons kom haal of totdat ons sterf, sal ons altyd weet God is liefde en hy het ons lief. Jou menslike liefde kan vervaag. Dit kan verander. As ons net gaan kyk na hoeveel gebroke huwelike daar is, die man en vrou het trou, hulle het hulle liefde aan mekaar getoon en besweer voor 'n kansel of voor 'n preekstoel en dan gebeur daar dinge. Baie keer kom daar verbrokkeling, daar kom 'n derde persoon en dan sien ons dat hierdie liefde kan verander, baie keer in haat, verbittering, jaloesie, dan raak hierdie liefde wat eens op 'n stadium mooi was, raak dan lelik. So baie mense misbruik die liefde vir fondse. So kom ons onderskei in jou eie lewe, jou motiewe, is dit werklik God se liefde waaruit ek opereer, wat my motief is, of is dit menslike liefde? Ja, kom ons kyk 'n bietjie na Johannes 3 vers 16 in die Amplified Bible. Ons gaan dit ook so 'n bietjie uitmekaar uittrek hierdie versie en net kyk wat beteken elke gedeelte. Johannes 3 vers 16 sê, "For God so greatly loved and dearly prized the world that he even gave his own and
only begotten Son, so that whoever believes and trusts in him as Savior shall not perish but have eternal life. The Passion Translation, die TPT, lees soos volg: For here is the way God loved the world. He gave his only unique Son as a gift. So now everyone who believes in him will never perish but experience everlasting life. Rather than just measuring the quantity of God's love, the Greek text emphasizes the manner in which he loved the world, the nature of the Son he gave, and the active belief required to receive eternal life. God so loved. The word for loved, it is represented as an unconditional, sacrificial, and deliberate choice to love. It is an active love defined by what it does, not just a feeling. Met ander woorde, dit wat het doen. Dis nie net 'n gevoel nie, maar 'n opregtheid. The word for so or in this way, it shifts the focus from how much God loved the world to how he did it. The emphasis is on the demonstration of his love by giving his Son to the world. So kom ons kyk 'n bietjie die wêreld in Grieks is kosmos. Dit beteken kosmos, die hele heelal net. The translation to the world, but in biblical Greek it refers to the entirety of the created order, the humanity and the human race. It indicates the broad inclusive scope of God's love for all humanity. He gave his only begotten Son. Wat beteken dit? In Grieks, en ek weet nie of ek hierdie woorde gaan reg uitspreek nie, is monogenes. Traditionally translated as only begotten. The Greek word literally means unique, one of a kind, or the one of its kind. It denotes Jesus' singular, incomparable relationship with God the Father. This verb points to the ultimate sacrifice. In the original language, it carries the weight of handing over, or surrendering a sacrifice, similar to Abram's surrendering of Isaac. Should not perish. This word does mean simple extinction. It implies being ruined, lost, or experiencing eternal destruction and separation from God. God's intervention saves believers from the eternal ruin. So ons sonde sal 'n ewige skeidsmuur veroorsaak as God nie vir Jesus gestuur het met daardie liefde vir ons nie. But have everlasting love. Wat beteken hierdie everlasting love? Zoe of life in Grieks, né? This word represents the ultimate true essence of life, the vibrant, abundant, and eternal life of God himself, as opposed to just biological survival. Met ander woorde, hierdie oorvloedige, abundant liefde van God vir ons. Dan have. The Greek verb here is in the present tense, implying that eternal life isn't just a future reward, but a present, immediate reality for the believer. So God gaan jou nie eendag lief hê nie, hy het jou nou lief. En omdat hy jou nou so lief het hy sy seun gestuur. This is the core of Christianity, that God loves the world enough to become in human form, Jesus, who died for us, so that elkeen wat glo, nie verlore mag gaan nie. Ja, soos Yvonne gesê, dis 'n geskenk. So wat maak ek en jy met hierdie groot geskenk wat God vir ons gegee het? Kom ons kyk 'n bietjie ook na 1 Korintiërs 13, ons almal ken dit, na die Afrikaanse 53 vertaling, die uitnemendheid van die liefde. Ons wil weer aanraak, gaan kyk 'n bietjie na al die ander vertalings, sodat jy 'n beter begrip kry en beter verstaan wat God se liefde werklik is. Al sou ek die tale van engele spreek en ek het nie die liefde nie,
dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. So al kan jy wonderlik praat, as jy nie die liefde het nie, beteken dit niks. En al sou ek die gawe van die profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Hier sien ons dat geloof nie werk sonder liefde nie. Geloof en liefde is broer en suster. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig, vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, dit handel ook nie onwaarvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele, en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Verder sê die skrif, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê, want nou sien ons deur 'n spieël en 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Die boodskapvertaling beklemtoon dat gawes en talente niks beteken sonder opregte liefde vir God en jou medemens nie. Die hoofstuk kan dan in 3 dele opgesom word. Die eerste is die waarde van die liefde. Al praat jy nie in tale nie, is jy soos 'n simbaal wat net raas as jy nie die liefde het nie. Al het jy die grootste geloof om berge te verskuif of gee jy al jou besittings weg, beteken dit absoluut niks sonder liefde nie. Die kenmerke van liefde van vers 4 tot 7, kom ons kyk so 'n bietjie daarna. Hierdie verse skilder 'n portret van hoe ware liefde optree. Hoe behandel ek ander? Die liefde is geduldig en vriendelik. Ons almal kan soms ongeduldig raak, maar ons moenie toelaat dat ons ongeduld ons dade raak nie, ons woorde raak nie. En ja, eina, ons almal sukkel nog baie keer daarmee, maar as ons regtig net die liefde van Jesus en toelaat dat die Gees in ons werk, kan ons sê, die liefde is geduldig en die liefde is vriendelik. Dit is nie jaloers nie, dit is nie groot paraterig of verwaand nie. Ons is nie jaloers wanneer iemand beter doen as ons nie. Iemand iets mooiers gekry het as jy nie. Iemand meer tyd van iemand anders te vat en jy wou daai tyd gehad het. Nee, dit is nie hoe 'n kind van die Here moet wees nie. Ons praat nie groot oor dit wat ons het of dit wat ons verdien nie, want alles wat ons het kom van die Here af. So kom dat ons dan net ervaar dat dit wat ons het is die liefde van Jesus het dit vir ons gegee. Dit tree nie lelik of onbehoorlik op nie. Jy wangedra jou nie. Jy het 'n beeld van Jesus wat jy moet voorhou. As jy in 'n maatskappy werk en jy behandel jouself, gedra jou swak in 'n openbaar, kan jou werk jou aankla. Hulle noem dit jy bring skade aan hulle beeld. En net so, as jy jou swak gedra, dan het jy nie die liefde van Jesus in jou nie, want dan is dit nie die beeld wat jy skep van Jesus nie, maar van 'n sondige persoon. Dit soek nie sy eie belang nie en is nie selfsugtig nie. Dit gaan nie oor ek en me en I nie. Dit gaan oor 'n ander eerste te plaas, nie jouself nie. Dit hou nie boek van ander se foute nie. Is nie verbitterd nie en is nie bly oor die ongeluk van ander nie. Soveel kere op die sosiale media sien ek mense wat as iets gebeur dan sê hulle ja, dis karma, want karma is uit die hel uit. Daar moenie eers so 'n woord in ons mond wees nie. Ons moenie kan lekker kry nie. Ons moet eintlik dan vir 'n persoon bid en vir daardie persoon jammer wees dat hy liewerste net die Here ontdek
en ons kan nie boekhou van ander se foute nie, want net soos Jesus gesê het, hy wat sonder sonde is, tel die eerste klip op. So ons almal het sonde, sodat ons nie boekhou van ander se foute nie. Ja, soos Yvonne gesê het, ons almal struikel hier, en ek dink ons moet elke dag vergifnis vra, want baie keer tree jy op, en dan agterna, of jy sê baie keer iets, en dan agterna besef jy, maar ek het nie nou uit liefde gepraat nie. So, dis ongelukkig al waarvoor ons tyd het vandag, as ons 'n bietjie gaan kyk na die versoeke, ons wil julle weer aanbeveel, stuur asseblief julle versoeke vir ons in. As jy nie jou naam wil genoem en nie, sê anoniem, bid saam met my. As jy 'n getuienis het, stuur vir ons jou getuienisse. Ons het hierdie week weer gehoor van 'n mamma en 'n pappa en 'n ouma en 'n oupa, wat so lank vir hulle klein kind gebid het, en dit het werklik al hoe slegter en slegter gegaan. Hierdie kind het betrokke geraak in baie verkeerde dinge, en die Sondag wat verby is sy gedoop, en ons wil die Here al die eer gee, en ons weet ons gebede word verhoor. So kom ons kyk 'n bietjie na ons versoeke vir hierdie week. Ons hoor van onluste, ons hoor van betogings, ons hoor van massa saamtrekke, ontwrigtings op die 30ste Junie. So kom ons tree werklik in vir ons land en ons volk, dat daar eenheid en vrede en liefde sal wees. Ons weet dat hierdie onlus en betogings rig baie meer skade aan finansiëel en emosioneel. So kom ons tree werklik in hierdie tyd in vir ons volk. Dan is daar ook baie mense wat vra vir werk, wat hulle CV's ingegee het. So kom ons bid werklik ook vir werk en dan genesings. Yvonne, sy vir ons voortgaan, asseblief. Ons Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg het ons net om vir mekaar te kan bid. Here, dit is deel van liefde, Here. Wanneer ons vir mekaar bid, Here, het ons die gesindheid van Jesus, wat ander se belange en behoeftes voor ons eie plaas. Here, ek bring elke versoek voor U, Here. Vader, U is ons God, Here, en U het ons lief, Here, en U sê in die woord, Here, U ken dit wat U vir ons in store het, Here, 'n toekoms, 'n hoopvolle toekoms, Here. Here, ek vra dat U vir elkeen wat 'n versoek gerig het, Here, sal aanraak, Here, daardie mense wat werk soek, Here, dat U vir hulle guns sal bewys, Here, dat hulle sal guns ontvang wanneer hulle CV's uitstuur, Here. Vir hulle wat siek is, bid ons vir genade, Here. Ons bid en ons bestraf die gees van krankheid in die naam van Jesus. Here, en ons is saam met daardie dogter bly, wat die Here gevind het, Here. Ja, Here, daar bo in die hemelse Kanaan, Here, gaan ons mekaar weer sien, Here, en ons dankie dat haar naam ook nou daar in die boek van die lewe geskryf is, Here. Vader, ons vra, Here, ook vir hierdie betogings en stakings, Here, dat U sal ingryp, Here. Ons was vreemdelinge in ander lande, Here, so waarom verdra ons nie die vreemdes nie, Here? Vader, ek bid dat U hierdie vreemdelinge, Here, hierdie mense wat nie van ons land is nie, dat U hulle sal beskerm, Here, dat hulle in hierdie tyd, Here, onder U bewaking sal wees, Here. Vader, ek bid vir vrede in ons land, vrede in Israel, Here, en ons dankie daarvoor. Vader, ons vra al hierdie dinge nie omdat ons het verdien nie, maar alleen uit die genadehand van ons Heer Jesus Christus, en ons dankie daarvoor. Amen. Tot ziens, tot de volgende keer. Dankie, tot ziens.